Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 31 Desember. Paulus in Kolosse. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons sê vir U baie dankie dat U ons die voorreg skenk om weer eens hierdie studie te kan bestudeer vandag. Liewe Vader, maak asseblief ons geestelike hart en verstand oop, dat ons U boodskap mag verstaan. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Ons het geen verslag dat Paulus ooit Kolosse besoek het nie, wat weer iets sê oor die doeltreffendheid van sy evangelisasiestrategie. Eerstens was dit Epaphras, 'n inwoner van Kolosse, soos gelees in Kolossense 4 vers 12, wat die evangelie na daardie stad gebring het, in Kolossense 1 vers 7. Maar hoe is hy tot bekering gebring? Heel waarskynlik was dit in die middel 50s, toe Paulus in die nabygeleë Efese was en almal wat in Asië gewoon het, die woord van die Here Jesus gehoor het. Die boek Openbaring getuig van hoe wyd die evangelie deur hierdie streek versprei het. Openbaring 1 vers 4 lees: Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. Openbaring 1 vers 4. Die mees waarskynlike verklaring vir hierdie sukses, insluitend die verspreiding daarvan na Kolosse, is die werk van Paulus se bekeerlinge, wat die boodskap die eerste keer in Efese gehoor het, die belangrikste stad in Klein-Asië en 'n groot hawe. Epaphras het Paulus se prediking in Efese gehoor en nadat hy een van sy medewerkers geword het, het hy die evangelie terug na sy tuisdorp Kolosse geneem. Die stad self, ongeveer 9 myl of 15 kilometer suidoos van Laodicea, word eers nou opgegrawe en daarom weet ons minder daarvan in vergelyking met meer prominente stede in die streek. Wat ons wel weet, is dat daar 'n beduidende Joodse bevolking was met soveel as 10.000 Jode wat in daardie gebied van Frigië gewoon het, volgens Arthur G. Patzia in die New International Biblical Commentary, Ephesians, Colossians, Philemon, deel 10, bladsy 3. Munte wat in Kolosse geslaan is, dui daarop dat die mense daar, soos in baie Romeinse stede, 'n verskeidenheid gode aanbid het. Die heidense praktyke en sterk kulturele invloede het duidelik vir die Christene daar groot uitdagings ingehou, nie net om die stad te evangeliseer nie, maar selfs om getrou te bly aan die suiwer geloof van die evangelie. Nog 'n prominente Christen in Kolosse was Philemon, wat moontlik omstreeks dieselfde tyd as Epaphras tot bekering gekom het. Lees Philemon verse 15 en 16, sowel as Kolossense 4 vers 9. Watter koers het Paulus Philemon sagkens aangemoedig om met Onesimus te volg? Ons lees Philemon verse 15 en 16. Want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit, nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. Ons lees ook Kolossense 4 vers 9. Saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder, wat van julle mense is, hulle sal julle alles bekend maak, wat hier voorval. Kolossense 4 vers 9. Alhoewel die Romeinse wet vereis het dat Paulus Onesimus na Philemon moes terugstuur, doen Paulus 'n beroep op Philemon se hart en gewete as 'n medegelowige en spoor hom aan om Onesimus nie as 'n slaaf nie, maar as 'n broer te behandel.
Hoe afstootlik ons ook al die idee van slawerny in enige vorm vind en wens dat Paulus die praktyk openlik veroordeel het, hoe kom ons tot versoening met wat Paulus hier sê? Hoe fascinerend is dit dat Ellen G. White tydens die slawerny in die Verenigde State Adventiste spesifiek aangesê het om die wet te trotseer wat vereis het dat ontsnapte slawe teruggestuur moes word.